Ek gaan vir julle die hele boek van Ester vandag vertel. Die hele een. En toe ek eers gedink het aan die boek van Ester, dan dink ek altyd vrouekonferensie. Ek weet nie, stem julle met my saam? Vrouekonferensie, dis altyd wat hulle rit, Ester en so aan. En moenie my verkeerd verstaan nie, Ester is cool. Sy is braaf en sy het al die goed gedoen, maar ek het nooit regtig verstaan waar die boek vandaan kom en elke keer dan skiep ek hom maar. Maar ons almal weet soort van die storie van Ester. En toe Hannes hou altyd aan sê dat die Bybel is die storie van God, né? Dis nie 'n storie van die mens of die mens se storie nie, dis 'n storie van God en ons leer van God in die Bybel en dis hoekom ons dit lees. En so, wat leer ons van God in Ester? Want dis een van die 2 boeke in die Bybel wat God se naam glad nie genoem word nie. So, wat leer ons dan nou van God in die Bybel? Wel, dit is in die Ou Testament, nommer 1. En al word God se naam nooit genoem nie, kan jy God die heeltyd in elke liewe ding wat in Ester gebeur, sien. En dis amazing. So toe gaan doen ek nou 'n bietjie navorsing oor Ester. En ek is nou nie iemand wat hou van geskiedenis so baie nie. Ek het nie goed gedoen met SW op skool nie. Maar hierdie het my gefascineer, so opgewonde geraak oor alles. Ek het dit vertel vir die tieners by Herofield en hulle het al die groot name gehoor en ja, so ek wil dit met julle deel vandag. So die geskiedenis. Ons begin in die jaar van 480 voor Christus, né? Dit was die tyd waar daar 'n massiewe Persiese ryk regeer het, oor ons is waar hulle gegaan het. Ek weet nie of julle dit so goed ken nie, maar hulle was vasberade om teen Athene en Grieke, die Griekse bondgenote en al die mense te wen. So hulle was in oorlog met hulle in daai tyd. Nou ek het vir julle 'n klein fotootjie hierso van, ek het nou maar net gegoogel en prentjies gekry om vir julle te wys. Mens leer goed met prentjies. Maar anyway, so hier is die Persiese ryk teen die Griekeland. En nou die antieke geskiedeniskundiges, die getalle wat hulle gekry het vir hierdie Persiese leer, was hierdie leersoldate was omtrent 1 miljoen soldate gewees. Dit was groot gewees. Maar moderne mense skat, dit was min of meer iets in 'n paar 100,000 soldate gewees, wat in hierdie weermag was, hierdie Persiese weermag. En dit was die grootste militêre mag wat hierdie wêreld al ooit gesien het. Nou, dit het van Libië en Afrika afgestrek, tot en met Pakistan, daar Asië se kant. So dit was 'n groot stuk, hulle sê 44% van die wêreld het hulle geregeer. En die grootste, so dit was eers die Babyloniese ryk gewees, en na dit het die Persiese ryk gekom. En hulle was beter as die Babyloniese ryk. En hulle skat in hierdie ryk was omtrent 50 miljoen mense gewees. Ek kan nie eers daar dink nie. Dis baie. En dis hoekom hulle so groot was en so cool was. Nou, in 539 voor Christus het die Perse die Babyloniese ryk verower. Okay? Dit was die Babyloniese ryk. Ek probeer net vir julle 'n groter prentjie skets dat julle verstaan, né? Toe kom hulle en die Persiese ryk het vir 200 jaar die Midde-Ooste geheers. En tot hulle deur die Griekse ryk vervang is. En dis waar Alexander the Great inkom. En toe later deur die Romeinse ryk. So dis hoe dit gevolg het van die een na die ander. Nou, die Persiese koning was koning Darius gewees. En hy het groot dele van Griekeland klaar gewen rondom 550 voor Christus. So dis wat gebeur het. Nou, in 490 voor Christus het sy weermag 'n baie vernederende, wat noem mense dit, nederlaag gelei.
in die beroemde slag van Marathon. Nou ek weet nie of julle weet van daai geveg nie, maar dis actually waar die marathon soos afstand vandaan kom, van hierdie. Maar daar was 'n Griekse ouetjie wat gehardloop het om te gaan vertel dat hulle gewen het. En dit was 42 kilometer gewees. So dis nogal indrukwekkend gewees. Maar hy was woedend gewees want hy kon nie glo dat hy verloor het nie. En hy wou net wraak neem want hulle was die grootste ryk in die wêreld en hier verloor hulle teen die Grieke. So, maar voordat hy kon wraak neem, het hy dood gegaan. En sy seun was toe nou opgekommandeer om hom te gaan en te gaan, wat noem jy dit? Hy was net besig, hy moes gegaan het en gaan doen het wat sy pa nie kon nie. Nou, hierdie ou se naam was Xerxes. Okay? Nou, hy was gebore 519 voor Christus en gekroon 486 voor Christus. Nou, ek wil vir julle sê, toe ek eers begin, toe sê ek verstaan nie lekker hoe die jare werk nie, maar ek gaan ons nou, hy tel af voor Christus. So ek moes dit eers uitfigure. Maar, so, die eerste opstande, toe hy nou gekroon is, toe kon hy nie dadelik aandag gee aan daai gedeelte nie, want hy moes eers gaan na Egipte toe, en in Babylonië, en daar fokus, want daar was opstande gewees. En hy maak toe, na dit, 'n weermag van ongeveer 250.000 soldate bymekaar, en hulle wag toe in Turkye, om oor te gaan na Griekeland toe, en dit binne te val. Maar daar was 'n groot massa water gewees. En sy weermag het Athene binnegeval, geplunder, die Grieke verdryf hulle toe, en hulle gaan toe terug. Nou ek wil vir julle sê, die slag van Thermopylae, waar die beroemde 300 Spartane geveg het, was hierdie gedeelte, en die slag van Salamis, waar die Grieke die Perse vloot feitelik vernietig het. Dit was nie 'n goeie tyd vir hom nie, dit was nou Alexander the Great. Dis die beste prentjie wat ek van hom kon kry. Nou, wat het hierdie te doen met Ester, vra julle dalk? Nou, dit is voor Ester, want as ons nou leer en gaan kyk na die boek van Ester, dan kom ons agter dat hierdie koning Xerxes, wat hierdie Perse koning was, is die koning van Ester. Dis die seun van Darius. So, hy was een van die sterkste leiers gewees, die grootste ryk wat daar was, en hy was die koning van Ester gewees. En sy hart was verower deur hierdie Joodse meisie, wat 'n weeskind was, en sy het nie 'n ma en 'n pa gehad nie. Sy was grootgemaak deur haar neefie, wat na haar gekyk het. En God gebruik toe net hierdie doodgewone meisie, om haar hele volk op die ou einde van die dag te red. En so, dit is wat dit so amazing maak. Nou, in Ester 1, begin dit met die beskrywing van koning Ahasuerus se groot ryk. So hierdie koning het groot weelde gehad en alles, en hy het die Jode vir 17, so daar was Jode gewees wat in daai tyd gevange was, net voordat hy aan bewind was, en sy oupa het hulle vrygespreek, en hulle kon toe nou gaan na verskillende lande toe, of hulle kon bly in Persië, so dis hoekom daar so baie Jode nog was in daai tyd. Nou, toe het koning Xerxes hierdie groot vergadering gereël, om nou te praat oor Griekeland. En hulle kom toe, al hierdie weermagte kom bymekaar vir 6 maande lank. Okay? En hier sit hulle vir 6 maande, en hulle is besig om te bespiegel, en te kyk, wat kan hulle doen oor hierdie Griekse ryk, en
aan hierdie einde van die vergadering het hulle toe 'n fees gevier. Nou ons doen dit ook. As jy hard gewerk het, dan vier jy na die tyd. En hierdie fees was 7 dae lank gewees, dit was eintlik 'n groot partytjie, hulle het dronk geword, was allerlei dinge wat daar gebeur het wat nie moes nie. En op die 7de dag van hierdie fees, wou die koning vir hulle wys sy beste en sy mooiste besitting. En ek weet nie of julle weet wat dit is nie, maar dit was koning Hing Vasti gewees. So, koning Hing Vasti was geroep om te kom, sy moes al koninklike klere aantrek, maar sy het geweier. Sy wou dit nie doen nie. Sy het nie gesê nee, sy gaan nie. En die koning het vreeslik kwaad geraak. En hy was woedend, want hy was vernederd gewees. As hy sê iets moet gebeur, dan moet dit gebeur. So, hier lees ons in Ester 1 vers 17, haar optrede sal bekend word by al die vrouens. So die koning gaan toe na sy raadgewers en hy vra toe, maar wat moet ons doen van hierdie Ester? Wat moet ons doen as gevolg van haar gedrag? Nou, hulle gee toe die raad van, haar optrede sal bekend word by al die vrouens en sal daartoe lei dat hulle geen ontzag meer vir hulle mans het nie. Hulle sal sê, koning Ahasveros het beveel dat koning Vasti voor hom moet verskyn, maar sy het nie gekom nie. Die vooraanstaande vrouens van Persië en Medië, wat van die koning se optrede gehoor het, sal dit vandag nog aan hulle mans vertel en hulle met minagting behandel. Dit sal die mans woedend maak. Nou, dit staan nie regtig hoekom Vasti gesê het, sy gaan nie kom na hierdie ding nie, maar dit was hierdie groot partytjie gewees, almal was dronk gewees, ek sal nie na so 'n partytjie wil gaan en voor almal daar rondloop in my koninklike gewaad nie. So dis 10 teenoor hoekom sy gesê het, sy wil nie gaan nie. Maar hulle het dit nie laat gaan nie. So, wat toe gebeur het was, die boodskap was duidelik, hy het Vasti van haar koningingskap verlos, gesê sy is nie meer koningin nie, en toe wat gebeur het was, hy wat die boodskap laat uitgaan, dat niemand mag ongehoorsaam wees teenoor die koning nie. So, ek wil net julle 'n bietjie meer vertel van hierdie koning Ahasveros. Hy het 'n geweldige humeur gehad. So groot. En dis al hierdie goeters maak nou sin as jy luister wat gebeur het in die geskiedenis. So, daar was hierdie ou wat vertel het dat hulle moes oorgaan na Griekeland toe en daar was hierdie groot water gewees. Toe het die koning gesê, bou 'n brug. Hy het al sy ingenieurs gekry, hulle het hierdie groot brug gebou van die een plek na die ander en toe kom daar 'n storm. En die storm was so groot dat hierdie brug laat in mekaar val. En so hulle kon nie dadelik oorgaan nie. En hy het gedink, nee, dit is sleg te bou, en hy kry al sy ingenieurs by mekaar, en hy kap hulle koppe af. Net daar. En hy sê, dis julle skuld, en hy was woedend gewees, want dit het al sy planne, wat hy gemaak het, agterlaat wees. So toe wat gebeur het was, hy was ook kwaad vir die water gewees. Nou julle, ek weet nie of julle al, as jy kwaad is, slaat jy iets, of dan kry jy net daai woede uit, maar hy was letterlik kwaad vir hierdie water gewees. So wat gebeur het was, hy het gegaan en hy het sy soldate beveel, om in die see in te loop, en die see 300 keer met swepe te slaan. Kan julle dit glo? 300 keer is hy gehoop, die see. En hulle moes ook kettings in die see ingooi, asof hulle die water bind. En wat die cherry op die koek was gewees, hulle moes die rooi warm eisters gevat het en in die see gaan druk het. Dit is wat moes gebeur, want hy was kwaad gewees. Nou, maak het sin, hoe hy Vasti so kon hanteer het. Nou lees ons verder. Later toe die woede van koning Ahasveros bedaar het, het hy nog altyd aan Vasti gedink, en aan wat sy gedoen het, en wat oor haar besluit is. So dit was 'n rukkie wat hulle sonder 'n koningin was, 'n paar jaar. En, want hy was besig die hele tyd met die Griekeland. So, toe
die koning moet toe vir hom mooi meisies laat soek, dis die raad wat hy toe kry, en hy moet amptenare aanstel in al die provinsies van sy koninkryk, sodat hulle al die mooi meisies bymekaar kon laat kom, in die vestingstad, Susan, in die vrouekwartiere, onder die sorg van Hegai, die paleisbeampte wat oor die koningse vrouens toesig hou, so dis soos 'n harem. Hulle moet skoonheidsbehandelinge ontvang, en die meisie van wie die koning die meeste hou, moet in die plek van vas die koningin word. Die koning het die goeie voorstel gevind en so gemaak. So, dink gou vinnig, dit was 50 miljoen mense in hierdie ryk, né? So kom ons sê, dalk min of meer was daar 25 miljoen vrouens gewees. Uit hierdie 25 miljoen kies hy vir Ester. As jy nie dink dat daar God is wat bestaan nie, presies 'n Joodse meisie wat gekies is uit 25 miljoen mense. Dit is, ja, ek weet nie eers hoe dit moontlik is nie, dis net God wat so ietsie kan doen. En vir 'n jaar lank is hulle toe gepamper. Nou vrou, nou wil ek net gou vinnig sê, as jy vandag hiernatoe gekom het en jou vrou het 'n bietjie lank gevat om haarself mooi te maak, né? Daai vrouens het 'n jaar lank gevat. Hulle is vol parfume gespuit en hulle het baie lekker geruik en vir 'n jaar lank is hulle so gepamper en gepamper lang om die beste vrou vir hierdie koning te gee. Nou, daar was min of meer 400 jong maagde, vrouens, wat toe nou na die paleis toe gevat was, waar Ester een van hulle was, en dit is toe nou wat nou gebeur. En, ja, so toe, Ester is na die koning Ahasveros toe, in die paleis geneem, in die 10de maand, die maand Tebet, in die 7de regeringsjaar van die koning, en die koning het meer van Ester gehou, as van enigeen van die ander vrouens, wat hy en hy was meer in sy skik met haar as enige ander jong meisie. Hy het toe die kroon op haar kop gesit en haar koningin gemaak in die plek van Vasti. Nou ek weet nie, naderhand begin mense dieselfde vir my lyk, as jy so baie na mekaar sien, maar hy sien vir Ester raak en hy sê vir haar, sy is die mooiste en hy kies haar. Nou, Ester het die feit dat sy 'n Jood was, as geheim gehou, en haar neef Mordekai het vir haar gesê om dit te doen. En Mordekai sit toe nou gereeld by die paleis, en ek weet nie presies hoe, of hy 'n amp gehad het, of hoe hy daar gekom het, maar hy was naby gewees. En die een dag sit hy daar, en hy hoor toe van 2 soldate wat besig was om te praat, en allerhande goed te konk om die koning te vermoor. En Mordekai het dadelik Ester laat weet, en vir hulle gesê, dat hulle beplan om die koning te vermoor. Mordekai het te wete gekom, en het aan koningin Ester meegedeel. En Ester het dit toe namens Mordekai aan die koning vertel. En die saak is ondersoek en die berig is waar gevind. En die 2 manne is aan die galg opgehang en hulle gebeurtenis is in die annale opgeteken in die teenwoordigheid van die koning. So dis alles wat gebeur is in 'n boek geskryf in daai tyd. Sodat die koning kon weet wat gebeur, en as jy kon teruggaan, dan kan jy gaan kyk. Maar in daai tyd, as iemand jou lewe gered het of iets goed gedoen het vir die koning, dan wou hy dit weet. Want dis goed om loyaliteit te, dankie te sê daarvoor. Want dan weet die mense dat hulle word gesien, en dan gaan hulle weer volgende keer loyaliteit bewys. En dis hoekom hulle dit ook gedoen het. Nou, kom ons by die skurk in die verhaal. Dun, dun, dun. Sy naam is Haman, die Agait. Ek weet, hierdie is baie weird woorde. In Engels sê die a guy, noem hulle dit. Nou, Haman was, as jy dit lees, dan sien jy die hele tyd Agait. En daar's 'n rede vir dit. Dit verwys terug na die geskiedenis van Haman. So, 1000 jaar terug, nee, toe Israel uit Egipte uit was, toe die Amalekiete hulle aangeval. Dis in Exodus 17. En die Amalekiete is die nageslag van Esau.
dis die 2 broers, en hy het mos nou sy geboortereg opgegee, en God het hulle toe oor hulle gespreek, dat hulle uit sou verwoes word, omdat hulle die heeltyd die Jode aangeval het. En dit was in Deuteronomium 25. So, 'n eeu later kry die koning Saul toe opdrag om die Amalekiete te vernietig en hulle koning van Agag, ja, Saul dood te maak. Die koning van Agag dood te maak. En Saul het toe nie geluister nie. Okay? Hy het gegaan en hy het net die koning gevangene geneem. En toe moes Samuel die profeet intree en hy het daai koning doodgemaak. Haman is die nageslag van Agag, die koning. En dis waar dit vandaan kom. So daar was die heeltyd rusie tussen die Jode en Haman se nageslag. En Mordekai was van Saul se geslag. So hulle het dadelik al hierdie rusie tussen mekaar gehad. Op bevel van die koning moes al die dienaars van die koning wat in die poorte van die paleis was, kniel en aan Haman eer bewys, want hy was 'n baie goeie werker gewees vir die koning. En Mordekai het egter nie gekniel nie en nie aan hom eer bewys nie. So, daar was 'n probleem gewees. Haman het niks daarvan gehou dat Mordekai nie geluister het nie. Hy het woedend geraak, want hy het gevoel hy verdien dit. Hy moet geëer word. En veral as gevolg van die geskiedenis tussen hierdie nageslagte, partykeer moet 'n mens net dinge laat gaan, maar hy kon nie. En so dit was die heeltyd iets wat hom gepla het. Nou, hy gaan toe en gaan sê toe vir die koning, toe sê Haman vir die koning as Ahasveros, daar is 'n volk wat versprei is oor al die provinsies van die koninkryk en wat hulle self apart hou van die ander volke. Dis as gevolg van sy woede vir die Jode dat hy toe nou gaan na die koning toe. En hy het hierdie hele groot plan beraam. Hulle gebruik verskil van al die ander nasies sin en hulle gehoorsaam nie die wette van die koning nie. Dit is nie in die koning se belang om hulle te laat begaan nie. As u dit goed vind, vaardig 'n proklamasie uit om hulle uit te roei. En ek sal dan 342 ton silwer lewer aan die ontvangers van inkomste om dit in die skatkis te plaas. So die koning vra toe nie vir geld nie, maar hy sê toe net vir Haman, hy moet doen wat hy dink is goed. En hy vertrou hom ons nou. So, briewe is met boodskappers gestuur na al die provinsies van die koning, met die opdrag dat al die Jode voor die voet uitgeroei moet word. Klein en groot, kind en vrou, dit moes plaasvind. Op een bepaalde dag, die 13de van die 12de maand, die maand Adar. Verder moes daar op hulle besittingsgesag gelê word. En die proklamasie moes in elke provinsie as wet afgekondig word en moes aan alle mense bekend wees, sodat hulle op die bepaalde dag gered kon wees. Ja, dit was baie erg gewees, om te hoor dat jou hele nasie gaan uitgeroei word op 'n sekere dag en jy kan niks doen om dit te keer nie. Die koning het dit gesê. So mense was in sak en as gewees. Die Jode het gehuil, hulle Mordekai het sy klere geskeur toe hy hierdie hoor en hy praat toe met Ester daaroor. Ester vind uit en Mordekai gee vir haar een van die bevele wat op papier is en sy sien toe wat daar gestaan. Hy het ook vir Hatak, 'n afskrif gegee van die proklamasie wat in Susan uitgevaardig is en waar volgens die Jode doodgemaak moes word. Hatak moes dit aan Ester wys, haar alles vertel en haar versoek om na die koning toe te gaan. Hier is dit nou. Sy moes hom om genade smeek en vir haar volk intree. Sy het toe Hatak beveel om vir Mordekai te gaan sê, al die amptenare van die koning en die mense van die provinsies van die koning weet dat daar net een wet is vir enige een, man of vrou, of sy nou die koningin is of nie, wat na die koning toe in die binneste voorhof gaan, as hy nie ontbied is nie. Hy word sonder meer doodgemaak. Die enigste uitsondering is dat die koning sy goue scepter na die persoon toe uitsteek
en dan bly hy lewe. En dit is nou al 30 dae dat ek nie die koning toe ontbied is nie. So Esther sê, ek gaan my lewe verloor as ek hierdie doen. Ek kan nie, ek gaan doodgemaak word. Wel, die boodskap van Esther is aan Mordekai oorgedra en hy het haar geantwoord. Moenie dink dat net jy van al die Jode sal vrykom omdat jy in die koning se paleis is nie. You die if you do, you die if you don't. As jy nog swyg en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, en ek dink hierdie is 'n baie cool gedeelte, want Mordekai het geglo dat God die Jode gaan red. As dit nie deur Esther was nie, iewers is, want God het beloof om by sy volk te wees altyd. En God sê nie net goed en kom nie deur op sy beloftes nie. So Esther sou doodgaan op die einde van die dag, maar die Jode sou gered word. Iewers sou God deurgekom het. Vir die Jode, sal jy en jou familie omkom, wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. En ek dink Mordekai, hy het dit geweet. Hy het geweet, die Here het 'n plan. Maak nie saak of jy partykeer in jou eie lewe sien, dinge is besig om verkeerd te gaan, of dinge is besig om uitmekaar uit te val nie. God is besig, al sien jy dit nie. Al voel jy dit nie, al beleef jy dit dalk nie. God is besig en hy het 'n plan met elke liewe ding in hierdie wêreld. Daar sal redding kom. So toe sê Esther nou, sy het toe ingestem, gaan maak al die Jode wat in Susanne is bymekaar en vas ter wille van my. Julle moet 3 dae, dag en nag, niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vas, en daarna sal ek na die koning toe gaan, al is dit teen die wet, as ek met omkom, moet ek maar omkom, sê sy toe. So, sy het nou nie gesê bid vir my nie, maar jy kan nie vas sonder om te bid nie. So dis wat hulle gedoen het. En toe koningin Esther in die voorhof sien staan, het sy hom so bekoor, dat hy die goue scepter wat in sy hand was na haar uitgesteek het. En Esther het nader gekom en die punt van die scepter aangeraak. En die koning sê toe vir haar, wat kan ek vir jou doen, koningin Esther? Wat is jou versoek? Al is dit ook die helfte van my koninkryk, dit sal vir jou gegee word. Wel, ek wil net sê, ek sou graag wil sien hoe mooi Esther gelyk het, want sy kon baie dinge reg kry. Wel, so, hy het nou nie regtig bedoel die helfte van die koninkryk nie, maar hy het gemoedelik teen haar gesê, vra vir my wat jy nodig het. So, toe sê Esther, as jy dit goed vind, kom dan vandag saam met Haman na 'n maaltyd toe wat ek vir u voorberei het. Eenvoudig. Hierdie was maaltyd nommer 1. Daar was 2 maaltyde gewees, maar terwyl hulle toe na hierdie maaltyd toe gegaan het, toe voel Esther dat dit nie regte tyd is. En die koning weer vir gesê, sê vir my wat jy nodig het, en ek sal dit vir jou gee, en jy gaan tot die helfte van my koninkryk. En sy het toe gesê, nee, kan ons asseblief dit weer doen môre? En hy sê toe, sharp, dis reg. Sy sê toe, Haman moet ook daar wees. Nou, na dit, toe gaan Haman huis toe, en op pad huis toe sien hy vir Mordekai, en Mordekai buig alweer nie, en hy is woedend. En hy is so kwaad, en hy gaan na sy vrou toe, en hy vertel toe nou vir sy vrou, Ceres, en al sy vriende, laat 'n galg van 23 meter hoog bou, en beveel môre by die koning aan, dat hulle vir Mordekai daaraan moet ophang. Dan kan jy saam met die koning na die maaltyd toe gaan, sonder dat iets jou hinder. En Haman het dit 'n goeie voorstel gevind, en hy het die galg laat bou. So hier bou hy 'n galg vir Mordekai. Hy het al hierdie planne, en hy gaan en hy slaap die aand, en hy slaap, en hy droom oor wraak, en hy is opgewonde, dan gaan hy ontslae wees van hierdie Mordekai, wat nie wil luister nie, en nie wil doen wat hy wil hê Mordekai moet doen nie. Maar terwyl hy besig was om lekker te slaap, kon die koning nie slaap nie. Julle, dis amazing hoe die Here werk in hierdie storie. Want daardie nag kon die koning nie slaap nie. En hy het opdrag gegee dat die annale gebring word, seker light reading, dat hy kan moeg raak. Ek weet nie hoeveel van julle boek lees en dan dip jy so nie. Maar dis wat die koning, en hy bring toe die annale
dat hy voorgelees moet word. Nou, wat toe gebeur is, in daai oomblik lees hulle toe van die gebeurde van Mordekai. Hoe hy gehoor het, dit was omtrent soos 5 jaar terug, en hy hoor toe weer dat Mordekai hom gered het, dat hy nie vermoor sou word nie. En toe vra die koning, watter eerbewys en erkenning het Mordekai hiervoor ontvang? En die kamerpersoneel van die koning het geantwoord, hy het niks ontvang nie. Nou onthou, hulle was baie gelet daarop om hierdie mense te beloon vir goeders wat hulle gedoen het, en hy het niks gedoen nie, en dis nou al soveel jare later, en hy besef toe vra die koning, wie is in die voorhof? En net toe kom Haman, asof hy gestuur is, aan in die buitenste voorhof van die paleis, om by die koning aan te beveel, dat Mordekai opgehang moet word, en aan die galg wat Haman vir hom opgerig het. Nou, hoe amazing is dit? Net daar, wanneer God vir Mordekai wil beloon, hier kom Haman, en hy wil die teenoorgestelde doen. En toe vra hy vir Haman, wat moet gedoen word met iemand aan wie die koning baie graag eer wil bewys? En Haman het gedink, aan wie anders as aan my sou die koning eer wou bewys, want sy lewe het net gegaan oor hom. So hy dink toe dit gaan oor hom, en hy gaan groot. Hy sê, daar moet 'n koninklike kleed gebring word van die koning self aangetree het, en 'n perd waarop die koning self gery het, en 'n perd met die koninklike embleem op sy kop, en 'n kleed, en die perd moet oorhandig word aan een van die hoogste amptenare van die koning, en die moet 'n kleed aantrek, en vir die man aan wie die koning graag eer wil bewys. En dan die amptenaar moet die man dan op die perd op die stadsplein laat ry en voor hom uitroep, so word gemaak met iemand aan wie die koning graag eer wil bewys. Hy het die hele droom gehad van wat met hom moet gebeur. En toe sê die koning vir Haman, vat dadelik die kleed en die perd en maak soos hy voorgestel het met die Jood Mordekai. Julle, ek dink dit was 'n bitter pil vir hom om te sluk. Want in die poort van die paleis sit, jy moet niks nalat wat jy voorgestel het nie. En Haman het toe die kleed en die perd gevat, die kleed vir Mordekai aangetrek, om oor die stadsplein laat ry en voor hom uitgeroep, so word gemaak met iemand aan wie die koning graag eer wil bewys. Ja, die Here was daar besig om te werk. En Haman het toe teruggegaan na die paleis toe, nadat hy weer by sy vrou en sy vriende was, om toe na die maaltyd, die tweede maaltyd, met die koning en die koningin teer te gaan. En terwyl hulle hierdie tweede geleentheid besig was om wyn te drink, vra die koning weer vir Ester, wat is dit wat jy wil vra? Dit sal vir jou gegee word, want wat is jou versoek? Al is dit ook die helfte van my koninkryk, dit sal toegestaan word. En koningin Ester antwoord toe, as die koning my goedgesind is en die koning dit goed vind, laat my volk toe om te bly lewe. Dit is my wens en my versoek. Nou kan ek net dink, Mordekai sit daar, sy vurk is dalk op pad na sy mond toe en het stop net daar in daai oomblik. Want hy besef, ja, hy nou baie droog gemaak. En Ester antwoord toe, en die koning het toe nou, hy vra toe nou, wie is dit of wie dit laat gebeur? En Ester antwoord toe, die teenstander en die vyand is hierdie lae mens, Haman. O jete, ek dink sy gesig het rooi geraak. En Haman het groot geskrik daar in teenwoordigheid van die koning en die koningin. Net toe Haman, so die koning storm uit in die tuin en net toe Haman neerval op die rusbank waarop Ester sit, kom die koning uit die tuin van die paleis terug en die saal waar die maaltyd gegee word. En toe sê die koning, wil jy nou ook die koningin hier by my in die paleis aanrand? Skaars het die koning dit gesê of sy dienaars het vir Haman kom blinddoek. Garbona, een van die koning se paleiswaante sê toe, daar is mos reeds by Haman se huis 'n galg van 23 meter hoog, wat hy laat oprig het vir Mordekai, wat betyds in belang van die koning gepraat het. Toe sê die koning, hang hom daarop. Daai galg wat hy vir Mordekai bestem het toe sy eie geword. So, die briewe het gelei dat die koning aan die Jode en al die stede reg gee om by mekaar te kom en hulle self te verdedig.
Hulle kon enige gewapende mag van enige volkprovinsie deur wie hulle gedreig word voor die voet uitrooi, ook kinders en vrouens en op almal se besittings beslag neem. So die koning kon nie sy brief terugbring nie. Daar sou nog steeds moontlik gevegte uit wees, maar die Jode kon hulle self verdedig het. Ester en Mordekai het alles gehelp om reg te bring en Ester het haar volk gered en Mordekai ook. En dit was op die dag 7 Maart 473 voor Christus, Doomsday vir die Jode. Maar hulle is gered. En daar was mense wat gesterf het, meestal die mense wat teen die Jode was. En dit was 'n dag om te onthou. En vandag nog vier hulle die fees van Purim. Pur is vir, dit staan vir lood, want hulle het loetjies getrek oor wat se dag hulle dit wou doen. En Mordekai was tweede in bevel onder koning Ahasveros. En hy was hoog aangesien by die Jode en gewild by al sy volksgenote. En hy het vir die welvaart van sy mense beywer en die veiligheid van hulle nakommelinge verseker. Nou in hierdie storie, waar was God gewees? Sy naam is nie genoem nie. Daar's nie wonderwerke soos Moses wat die see oopgesit het nie, maar hierdie hele boek is 'n wonderwerk. Die Here was die hele tyd besig om te werk. Daar's een vrou uit 25 miljoen. Mordekai hoor van die moordplan op 'n plek. Hy was nie 'n spesifieke plek nie. En dit word in die boek opgeteken. 5 jaar gebeur daar niks nie, wat die koning nie enigiets doen nie. Die koning kon nie slaap op daai aand nie. Die regte gedeeltes word gelees in die boek toe hy daar lê, die dag net voordat Haman beplan het om hom te laat hang. Haman arriveer op dieselfde tyd om eer te betoon aan Mordekai op die einde van die dag. En Ester openbaar haar identiteit as 'n Jood, 'n Joodse meisie, op die plek presies wat sy nodig gehad het om te wees, om haar volk te red. Die Here is die hele tyd besig. As jy vandag hierso sit in jou lewe en jy wonder waar God is, as jy rondom jou kyk na die wêreldse gebeure en jy dink, wat gaan gebeur? Jy weet nie, jy voel bang, jy's ontnigter dalk of weet net dat God is in beheer. Daar is 'n groot argitek die hele tyd besig. En alles gebeur met 'n rede. Sy wil, God se wil sal geskied op die ou einde van die dag. Maak nie saak wat nie. En dit is wat ons nodig het om te leer van Ester se boek. God is groter as enigiets. Hy beplan, hy bewerk, sy wil sal geskied. Niks kan, daar's ons niemand wat slimmer is as hy, wat 'n beter plan kan uitdink vir hierdie wêreld as God nie. En alles wat na jou kant toe kom, is die Here besig mee om te werk. Dit beteken nie dat dit nie moeilik gaan wees nie. Dit beteken nie dat jy partykeer onseker gaan wees en nie deur moeilike tye gaan nie. Jy gaan deur moeilike tye gaan. Dit gaan moeilik wees, maar God is besig om te werk. Ons het nodig om te vertrou en ons hoop te sit op hom en waarmee hy besig is. Om met die Here te praat. En partykeer braaf te wees soos Ester en goed te doen en te weet en te vertrou. So dit is die storie van Ester. En ek hoop dit was nie te vervelig vir julle nie, maar ek dink partykeer mis ons so baie goed, want ons weet nie wat die geskiedenis agter dit is nie. En hierdie koning was so wreed gewees en soveel woede gehad en ten spyte van dit, nie eers, hy was die grootste en die almagtigste in die wêreld. Ja, maar God het hom bewerk en met hom gewerk, so dat hy in God se wil werk, sonder dat hy dit eers geweet het. En dis amazing. Okay, kom ons bid saam. Dankie Here dat ons hierso vandag kan wees, Here. Help ons om te vertrou dat U besig is, Here. Al sien ons dit nie dalk nie, al weet ons nie waar om te kyk of te hoor of hoekom gebeur daar dinge in ons lewens nie, Here.
Here, maar ek bid dat ons sal glo, U is goed en dat ons aan dit sal vashou, Here. Here, help ons om braaf te wees en op te staan en 'n lig te wees vir die koninkryk oral soos waar ons gaan, Here. Here, dankie vir die liefde en genade wat ons nie verdien nie, wat ons elke liewe dag kry. En Here, ek vra, wees met ons deur die week, Here, dat ons sal uitbeeld wie U is in alles wat ons doen, Here. Mag U wil geskied in ons lewens. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.